Een van die belangrikste bewegings in ons mense se geskiedenis, wat ons eintlik so half vergeet het in vandag se tyd, waarvan baie min mense op straat, as jy nou met hulle gaan praat, enigstens iets sal weet, is die Ossewaal brandwag. Daar's wel baie stories oor die Ossewaal brandwag, wie hulle was, wat hulle gedoen het, maar hulle het amper hierdie mistiese organisasie geword, wat ons nie regtig presies kan uitken wie of wat hulle is nie. Daarom het ons besluit hierso by die Willem Petse groep om vir u 'n reeks te bring om vir u presies te vertel wie die Ossewaal brandwag is of was en wat hulle bereik het en wat hulle ten doel gestel het. In die laat 1930s, toe die wêreld weer eens op die randjie was om deur 'n vernietigende oorlog verswelg te word, is hier aan die suidpunt van Afrika 'n politieke vlam aan die brand gesteek. Nie een wat gedryf is deur die gerigte oorlog nie, maar deur 'n nuut herstelde volkstrots onder Afrikaners. Uit die wanhoop van armoede en verdeeldheid en herinnering aan verlore vryheid waarin ons volk op daardie stadium gedompel was, het 'n nuwe volksbeweging ontstaan wat gedryf was deur onwrikbare Christelike geloof en die onblusbare strewe na vryheid. Die Ossewaal brandwag. Teen die laat 30er jare het die vlam van Afrikaner nasionalisme vir die eerste keer in dekades weer begin brand. 'n Volk wat vir dekades lam gelê is, se vryheidsideaal is natuurlik weer aangeblaas deur die groot trek eeufeesvieringe van die 1930s, spesifiek 1938. So ook die ontwikkeling reg oor die westerse wêreld wat reeds in die skadu van 'n nuwe wêreldoorlog gestaan het. Oral het die herinnering aan die ou boererepublieke en die gelofte van Bloedrivier die volk se verbeelding weer aangegryp. Duisende het hul ossewaans opgepak, die land deurkruis om historiese hoeksteenleggings van die Voortrekker-monument in Pretoria te aanskou. Uit hierdie nasionalistiese herlewing sou iets nuuts gebore word, 'n beweging wat die vlam van republikeinse vryheid weer trots laat brand het. En slegs enkele weke na hierdie historiese geloftedagviering van 1938 in die pastorie van die NG Kerk in Whitesweg in Bloemfontein sou die Ossewaal brandwag gestig word. Daar is 'n eed afgelê om die volk se vryheid te herwin en haar te beskerm teen die invloed van liberalisme en imperialisme van Brittanje. So is die Ossewaal brandwag gebore, 'n organisasie wat uit die simboliek van die groot trek sou voortkom en kort voor lank 'n beduidende rol in die stormagtige politieke landskap van die 1940 sou speel. Om te verstaan wat die konteks van hierdie gebeure was, moet ons bietjie kyk na hoe het dit vir ons mense in daardie tyd gelyk. Teen die 1930s was ons volk geweldig verarm en verpletter. Eers het die Anglo-Boereoorlog ons landbouindustrie heeltemal vernietig en met die uniewording het Brits-Joodse kapitaliste gespring om beheer van die land se minerale rykdom te verkry. Boonop dit alles was daar die wêreldwye groot depressie gewees wat nie net Suid-Afrika nie, maar alle lande geweldig verarm het. Ons mense het dikwels vir 'n broodloon op die myne vir dieselfde internasionale elites gaan werk, teen wie hulle slegs 'n paar jaar tevore 'n vryheidsoorlog verloor het. Boonop het die groot depressie van die vroeë 30s ons volk nog net dieper in armoede en ellende gedompel. Ons mense was mismoedig en gedemotiveerd en geweldig arm. Vir jare sedert die mislukte rebellie van 1914 het daar ook nie veel op die politieke terrein gebeur waaroor Afrikaner nasionaliste opgewonde kon raak nie. Tog het ons mense nooit hoop verloor nie en deurlopend bly bou. Die besluit om die Voortrekker-monument op te rig was, glo dit of nie, in die vroeë 30s geneem toe die Groot Depressie op sy heel diepste gesny het. Internasionaal was die politieke toneel teen die middel 30s toenemend gespanne. Met die opkoms van Adolf Hitler in Duitsland en Josef Stalin in die USSR en Benito Mussolini in Italië ensovoorts, het dit toenemend begin lyk of Europa weer, soos net meer as 20 jaar tevore, met die rebellie op die rand van nog 'n katastrofiese wêreldoorlog gestaan het. Al hierdie verwikkelinge en al die tekens dat die wêreld besig was om radikaal te verander, het daartoe bygedra dat ons mense hernuide hoop vir ons eie toekoms sou kry. En toe kom dit, die lont wat vir die eerste keer in jare die vuur van Afrikaner nasionalisme sou aansteek.
die 100-jarige viering van die Groot Trek in 1938. Presies 100 jaar tevore het ons voorouers die dapper stap geneem om die onbekende in te trek in die binneland op soek na vryheid van die Britse Ryk. Die voortrekkers het alles wat hulle gehad het agtergelaat en die binneland ingetrek met die doel om weer ons eie vrye republiek hier in die binneland te kom stig. Hierdie voortrekkergeslag waaronder Paul Kruger getel het toe uiteindelik wel hul eie republiek in die binneland gestig. Hulle sou dit egter as gevolg van Britse anneksasies dadelik verloor, toe weer herwin en toe hulle dit uiteindelik weer verloor na die Anglo-Boereoorlog, toe skryf Paul Kruger op sy sterfbed aan Jan Smuts van alle mense dat hy nooit mag twyfel aan die Here se beloftes dat hy hierdie volk se vryheid weer sal teruggee nie. Dit was hierdie belofte, hierdie hoop wat verteenwoordigers van die voortrekker geslag soos Paul Kruger uitgedruk het, wat die volk in 1938 besiel het tydens die simboliese Ossewa-trek ter viering van die Groot Trek en die gelofte van Bloedrivier. Ossewaans het uit die verste uithoeke van die land vertrek en op 16 Desember 1938 vir die hoeksteenlegging van die Voortrekker Monument in Pretoria aangekom. Die simboliese trek het op 8 Augustus 1938 by die Jan van Riebeeck standbeeld in Kaapstad ten aanskoue van 25.000 mense begin. Vanuit verskeie plekke van oor die hele land het Ossewaans van dorp tot dorp getrek. Volksliedjies is deurlopend gesing, boeresport is aangebied en saans om die braaivleisvure kon mense luister na inspirerende nasionalistiese toesprake, waar tydens daar dikwels veral klem gelê is op die belangrike historiese rol van die Afrikaner vrou. En die verdeeldheid wat op daardie stadium in Afrikaner geleedere geheers het, is vereers grotendeels agtergelaat. En die gesuiwerde nasionale party wat 4 jaar tevore weggebreek het van Hertzog en Smuts se Verenigde Party, het nou weer met Hertzog se faksie saamgesmeld om die sterker en groter Herenigde Nasionale Party met Dr. Dani Malan as leier te vorm. Nog 'n ontwikkeling wat direk gevolg het op hierdie historiese Ossewa-trek was die stigting van die Reddingsdaadbond onder Dominee J.D. Kestel, 'n volksorganisasie met 'n Christelik nasionale grondslag wat ten doel gehad het om die blanke armoede vraagstuk op te los deur spaarkrag, koopkrag en mensevermoëns van Afrikaners in te span en te mobiliseer tot voordeel en in belang van die volk. Maar saam met al hierdie verwikkelinge was een van die belangrikste uitvloeisels uit hierdie herlewing van Afrikaner nasionalisme die oprigting van die Ossewa Brandwag, wat slegs enkele weke na die historiese geloftedagviering van 1938 op 4 Februarie 1939 in die pastorie van die NG Kerk in Whitesweg in Bloemfontein gestig is. Soos ek in die vorige video ook genoem het beide my eie oupa, ook Willem Petzer, sowel as die oupa en naamgenoot van ons hoofnavorser, oom Addie Sleeboes, beide daardie Saterdag teenwoordig was by hierdie historiese stigtersvergadering. Die Ossewa Brandwag was die een organisasie gedurende daardie tyd wat werklik konservatiewe Afrikaner nasionaliste verenig het, waar Malan en die Nasionale Party nog toenadering tot die Britse Statebond gesoek het en geglo het ons moet integreer met die meer liberale Engelse Suid-Afrikaners om een blanke Suid-Afrikaanse volk te vorm, was die Ossewa Brandwag onomwonde verbind tot die republikeinse vryheidsstryd van die Afrikaner en terugkeer na die ou boererepublieke. Tydens die inswering van die eerste offisiere in die Ossewa Brandwag moes hulle dan ook plegtig sweer dat hulle nie sou rus alvorens die vryheid van die Afrikaner volk herwin is nie. Die kiemgedagte vir die Ossewa Brandwag lê egter dieper as slegs die 1938 eeufeesvieringe. Dit lê in 1935 toe die Vrystaaters 'n beweging van stapel gestuur het om die Unie se pro-Britse verdedigingsmag te probeer vir Afrikaans. Verskeie pro-Afrikaner skietverenigings is toe in die Vrystaat van stapel gestuur en hierin het oom Addie Sleeboes, wat toe saam met sy pa naby Bloemfontein geboer het, ook 'n belangrike rol gespeel. Teen Mei 1938 het die Bloemfonteinse koerant The Friend berig dat die komando daar wat deur hierdie skietverenigings aangebied is, so gewild geword het, dat dit 'n wesenlike faktor in die soeke na 'n Afrikaner identiteit in die provinsie geword het.
Toe die Ossewa trek op pad na Pretoria toe in November 1938 deur die Vrystaat trek, het hierdie skietverenigings erewagte vir die trek gevorm. En Hans van Rensburg, op daardie stadium die provinsiale administreer van die Vrystaat, het na hierdie erewagte as die Ossewa brandwagte verwys. En so is die idee van die Ossewa brandwag gebore. In ons volgende video gaan ons kyk na die beginjare van die Ossewa brandwag, so teken gerus op hierdie kanaal in om seker te maak dat u nie dit mis nie. Kyk ook in ons vorige video oor die onstuimige 1930s wat die agtergrond vorm vir die oplewing van die Afrikaner nasionalisme gedurende hierdie dekade. Klik net op hierdie skakel wat tans op die skerm verskyn. En maak ons hande sterk deur 'n betaalde lid van die Willem Petse groep te word. Volg net die eenvoudige stappe op die banner onderaan die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.